Hallo en baie welkom. Vandag gaan ons kyk na iets fascinerends. Hoe vuurpyle nou eintlik werk. Ek meen, hoe kry ons hierdie massiewe goed van die aarde af en diep die ruimte in? So, kom ons spring weg en kyk 'n bietjie. Goed, so as ek nou die woord vuurpyl sê, wat is die eerste ding wat by jou opkom? Want jy weet, daai een woord kan nogal 'n paar heeltemal verskillende dinge beteken. Ja, vir party mense is dit 'n plant, daai een met die rooi en geel blare. Vir ander weer is dit daai knal en die kleure van 'n nuwejaarsvuurwerk. Dan is daar natuurlik die militêre betekenis in missiel. Maar die een waaroor ons vandag gaan gesels, is natuurlik die een wat ons na die sterre toe neem. Jap, vir vandag se gesprek fokus ons net op daardie laaste een, daai massiewe silindervormige goed wat gebou word om ons en ons tegnologie diep die ruimte in te vat. En die geheim agter hierdie ongelooglike masjiene? Wel, dis eintlik verbasend eenvoudig. Die hele konsep kom van 'n idee wat al meer as 300 jaar oud is, van 'n baie slim man. En daardie slim man was natuurlik niemand anders as Sir Isaac Newton nie. Sien, hy het agtergekom dat alles wat beweeg, te doen volgens sekere reëls of wette. En die wet wat maak dat 'n vuurpyl werk, begin so: vir elke stoot in een rigting Is daar 'n gelyke stoot in die teenoorgestelde rigting. En dis dit. Dit is Newton se derde wet van beweging. Daardie een enkele sin, dis die absolute hart van hoe 'n vuurpyl werk. Alles kom terug na daardie beginsel. Goed, so dis die teorie. Maar hoe werk dit in die regte lewe? Wel, jy kan aan 'n vuurpyl dink as 'n ongelooflike fyn beplande energiesisteem. Kom ons breek daai hele proses 'n bietjie oop. Maar voor ons dit doen, wat is 'n stelsel presies? Dis eintlik eenvoudig. Dis net 'n klomp verskillende parte wat saamwerk om iets te laat gebeur. En die een groot reël vir enige stelsel, dit het energie nodig. 'n Inset. Sonder dit gebeur niks nie. Okay, so hoe lyk hierdie stelsel in 'n vuurpyl? Wel, dit begin met die insit. Dis die energie wat in die brandstof gestoor is. Dan die proses. Daai brandstof word aan die brand gesteek wat 'n massa warm, hoë druk gas skep. En laastens, die uitsit. Hierdie gas skiet met 'n geweldige spoed by die onderkant uit. En wat sê Newton se wet? Daardie afwaartse stoot skep 'n gelyke opwaartse stoot. En daar gaan hy. Maar wag so bietjie. Jy dink dalk 'n vliegtuig se engine verbrand mos ook brandstof. So wat maak 'n vuurpyl dan so spesiaal? Die groot verskil, die geheim, lê in een sleutelbestanddeel wat 'n vuurpyl van die huis af moet saambring. Kyk hierna. Die verskil is eintlik baie duidelik. 'n Vliegtuig-engine is soos 'n vis in die water. Hy asem die suurstof uit die atmosfeer in om sy brandstof te verbrand. Dis perfek, solank hy in die atmosfeer bly. Maar 'n vuurpyl, hy's op pad na die groot leë niks van die ruimte, waar daar absoluut geen suurstof is nie. Daarom moet hy sy eie suurstof inpak, soos 'n duiker sy suurstoftank saamvat. En daai punt waar die lig te min raak, dit gebeur vinniger as wat 'n mens sou dink. Op so 25 km bo die aarde is die lig al so dun dat 'n gewone vliegtuig-engine letterlik sal versmoor. Daar's net nie genoeg suurstof nie. En dis presies waar die vuurpyl oorneem met sy eie ingeboude suurstofvoorraad. Goed, so ons verstaan nou die basiese kragbron en die slim ontwerp. Maar waarom? Hoekom al hierdie moeite? Wel, dit bring ons by die hele rede vir die reis, die vrag, of soos hulle dit noem, die nutslaai. En om daai nutslaai in die ruimte te kry, het die ingenieurs 'n kopseer van 'n ander wêreld. Dink hieroor. Die vuurpyl moet ongelooflik sterk wees om nie uitmekaar te skeer tydens lansering nie. Maar terselfdertyd moet dit ongelooflik lig wees. Dis 'n konstante stryd. Elke enkele kilogram tel. Want hoe ligter die vuurpyl self is, hoe swaarder kan jou vraag wees. Dis 'n fyn balans. En hierdie vraag, hierdie nutslaai, is waaroor alles gaan. Wat raad dit? Wel, dit kan enigiets wees. Dit kan mense wees, ruimtevaarders op pad na 'n ruimtestasie. Dit kan satelliete wees wat ons selfone en TV laat werk. Of dit kan daardie ongelooflike robotkarretjies wees, die rovers, wat ons stuur om op die oppervlak van Mars rond te ry en vir ons foto's terug te stuur. Dis nogal iets om oor te dink, né? 'n Wet van fisika, uitgedink deur 'n man meer as 3 eeue gelede, is vandag nog die engine wat ons diepste drome van ruimteverkenning aandryf. Daardie eenvoudige idee, aksie en reaksie. Dit laat 'n mens regtig wonder. As hierdie 300 jaar oue wet ons tot hier gebring het, waarheen sal dit ons volgende neem?